gaan vandag nou begin te verduidelik vir julle hoe om 'n bankrekening te doen, maar direk vanaf die transaksie. So julle gaan sal sien, hierso is jou bankrekening heeltemal leeg, maar al jou ander rekeninge is daar klaar die transaksies in. So, wat ons eers gaan doen, wat belangrik is, jy moet altyd eers die inligting wat hulle vir jou gee deurgaan. So hulle sê, bestudeer die volgende inligting en beantwoord dan die vrae wat volg. Jaco is die eienaar van Jaco se honde-afrigtingsskool. Hy het die besigheid begin op 1 Junie 2024 met R20.000 kontant. Nou dit is belangrike inligting. Alhoewel dit nie hierso by die transaksies is nie, weet jy, as 'n eienaar begin met 'n besigheid van 'n sekere hoeveelheid, dan weet jy, ons noem dit met ander woorde kapitaal. OK, die algemene grootboek van die besigheid moet voltooi word. Alle geld wat ontvang word, word daagliks in die besigheid se bankrekening inbetaal. Die volgende transaksies het gedurende Junie 2024 plaasgevind. Bestudeer die transaksies en die inskrywings in die algemene grootboek. Beantwoord dan die vrae wat volg. So, ons gaan eerste vraag wat ons vir onsself gaan vra. Omdat ons weet ons gaan die bankrekening moet doen, gaan ons eerste hier begin. So, hy het die besigheid begin op 1 Junie 2024 met R20.000 kapitaal. So, ons weet dit is kapitaal. OK? Dis wat julle gaan moet leer. As die eienaar geld in die besigheid insit, is dit kapitaal. OK? Nou gaan jy eers vir jouself moet vra, gaan jou bank meer of minder word? As jy geld ontvang, alhoewel dit die eienaar se geld is, dit maak nie saak nie, beteken dit jou bank word meer. So jy gaan vir jouself sê bank met 'n plus. OK, nou begin ons hier met die transaksies. Kontant ontvang van dienste gelewer. So weer eens, die sin sê klaar vir jou die belangrike inligting. Hulle sê hierso, kontant word ontvang. As kontant ontvang word, dan weet jy jou geld in jou bank word meer. So jy gaan weer hierso neerskryf bank met 'n plus. Nou, jy moet ook weet, as jy die term hoor, dienste gelewer, ons noem dit in REK, noem ons dit lopende inkomste. So jy weet, dit gaan in jou lopende inkomste rekening moet wees, as ons geld ontvang vir dienste gelewer. OK, Jaco koop toerusting en betaal per UFO. Hierdie is weer belangrik, hulle sê betaal. OK, onthou UFO is 'n EFT, maar dis nie nou wat belangrik is nie. Die groot ding is, hy betaal geld. So met ander woorde, geld gaan uit jou bankrekening, so jou bank word minder. OK. Ontvang 850 van Janice nadat Jaco haar pitbull afgerig het. Kwitansie nommer 001 word uitgereik. OK. Onthou, watter tipe besigheid het Jaco? Hy het 'n honde-afrigtingsskool. So as hy afrigting gegee het, is hierdie ook deel van lopende inkomste. Want dit is die inkomste wat inloop deur die diens wat hy lewer. OK. So wat weer hier belangrik is, jy sien die woord ontvang. OK, ontvang beteken jy kry geld in die bank in, so bank word meer. So jy gaan sê bank met 'n plus. OK, die plaaslike DBV, so onthou dis die Dierebeskermingsfonds, skenk R500 aan Jaco vir die werk wat hy met die diere doen. OK, so as jy 'n skenking ontvang, noem ons dit donasies. OK, donasies, hy ontvang weer die geld, so bank word meer. OK, want hulle sê hy ontvang 'n skenking. So hulle skenk die geld. Dan, Jaco koop nuwe toerusting met die geld wat hy ontvang het. Hy koop. As jy goed koop, word die geld in jou bank minder. So, met ander woorde, jy gaan daar sê bank word minder.
'n faktuur is aan Abigail Kotse uitgemaak vir R1000 ten opsigte van die weeklikse afrigtingslesse van haar honde. Weereens, jy is besig met afrigting van honde, so dit is jou lopende inkomste. Okay. Nou sê hulle verder, Abigail betaal 60% van die faktuur en sal die balans aan die einde van die maand betaal. So met ander woorde, sy betaal solank 60% van die R1000 wat sy in totaal skuld. So sy het gesê, ek kan nou vir jou solank R600 gee, ek sal later vir jou die R400 gee. So, daar sê sy, Abigail betaal. Onthou, die eienaar is Jaco. Abigail is nie die eienaar nie, so met ander woorde, ons ontvang die geld. So, bank word met ander woorde meer. Jaco onttrek R500 uit die bankrekening vir persoonlike gebruik. Nou, weer eens, Jaco is die eienaar, as hy geld uit die besigheid uitvat of hy onttrek die geld, is dit onttrekkings. Okay? Ook as jy iewers te hoor van vir persoonlike gebruik, dan weet jy, ons noem dit onttrekking. So die eienaar vat geld vir homself van die besigheid. En onthou, dit bly sy geld, so hy mag dit doen. Maar die geld gaan uit die bankrekening uit. So bank word minus. Okay? Ontvang 'n bankstaat van Capitec, onthou, bankstaat is aan die einde van die maand, is om net te wys sekere transaksies, soos byvoorbeeld watter EFT's het plaasgevind, of watter rente inkomste het jy dalk ontvang, of as iemand anders die EFT gemaak het, dan wys dit daarop. Die staat toon die volgende. Rente op 'n gunstige banksaldo. So, gunstige banksaldo beteken, jy's besig om 'n wins te maak. So dit beteken, dit is jou rente-inkomste. Met enige tipe inkomste beteken dit dat jou bank meer word, want jy ontvang geld. Okay, deposito van Alice Lombard, maak nie saak of hulle sê deposito of EFT nie. Okay. Dit beteken iemand het 'n deposito in die bankrekening gemaak vir lopende inkomste, want dis die inkomste wat jy kry. So, bank word meer. En telefoon. Nou, weer eens, ons tipe besigheid is, ons rig diere af. So, ons gaan nie geld ontvang van 'n telefoonrekening nie, ons is nie Vodacom nie. Okay, dis belangrik, dis hoekom moet jy altyd weet watter besigheid het jy. So dit beteken ons het betaal vir ons telefoonrekening. So, bank word minder, want ons gee die geld uit. Okay, so jy gaan nou hierdie inligting gebruik om jou bank totaal te doen. So, eerste wat jy self vra, is bank 'n bate, 'n eienaarsbelang of 'n las? Nou, bank is 'n bate, want bates is al jou geld in jou besigheid of die goed wat jy kan verkoop om die geld te maak. So, bates word meer aan ons debietkant, so jy gaan daar skryf debit met 'n plus, en minder aan ons kredietkant, so jy gaan sê krediet met 'n minus. Dit doen jy eerste, voordat jy begin 'n blank te slaan, omdat jy stres, omdat jy nie weet wat om te doen nie. So, die heel eerste een, onthou, ons het hierso dit in pink gesit. Hy die besigheid begin op 1 Junie. Ons het gesê dis kapitaal. So, jy gaan hierso sit, ons gaan begin altyd met die datum, die eerste een. So, jy gaan sê, met ander woorde, dit gaan wees 2024, hulle sê dit is vir Junie, die eerste, okay. Jy het begin, want die eienaar het geld in die besigheid gesit, so, ons het gesê, ons noem dit kapitaal. So, jy skryf in jou bank besonderhede dat jy geld ontvang het van kapitaal.
Dan kyk jy, wat is jou kapitaalse folio en jy sien hierbo, dit is B1, dis jou eerste balansstaatrekening. So jy gaan hierso sê B1, right, en dan gaan jy die totaal sê 20.000. Onthou, almal weet jy is besig in jou algemene joernaal om met geld te werk, so jy hoef nie 'n arbeid te sit nie, want hulle weet jy is besig om geld te maak. Ok, nou begin ons weer ook op die eerste, kontant ontvang van dienste gelewer. Nou, ek het julle geleer, as hulle praat van dienste gelewer, is dit jou lopende inkomste. Ok, jy kan weer die eerste daar sit, maar dit is nie nodig nie, want dit gebeur nog steeds op presies dieselfde dag. Dan kyk jy, waar is lopende inkomste, en jy sien, dit is hierso jou N1. So jy gaan sê N1, en dan skryf jy daai R2.500 in. Ok. Dan sê hulle verder, ontvang 850 van Janice nadat Jaco haar pitbull afgerig het. Kwitansie-nommer, skus tog, ons het 3 sommer heeltemal geskiep. 3 sê, Jaco koop toerusting en betaal R3.800 per EFO. So, dis ons eerste betaal en ons het gesê, dit is bank word minder wanneer ons betaal, so jy gaan nou aan jou kredietkant, hierdie dubbellyntjie hier, skei jou debietkant van jou kredietkant. So dis hoekom gaan jy weer hier begin met 2024 Junie, die transaksie het gebeur op die 3de, en vir wat het jy betaal? Jy het betaal vir toerusting, so dis hoekom by besonderhede gaan jy sê toerusting. En hy is jou B3, en daar gaan my pen. So, jy gaan dan nou by folio sê B3. Kyk, die bedrag wat jy betaal het daar vir toerusting was R3.800. Kyk, op die 5de ontvang 850 van Janice nadat jy Jaco haar pitbull afgerig het, so ons het weer gesê, dit is lopende inkomste, want ons is 'n hondeafrigtingsskool. So, die 5de, lopende inkomste. Dit is jou N1, ok. Dan, ons het geld ontvang van R850. Ok, die tweede een, op die 11de sê hulle hierso, die plaaslike DBV skenk R500 aan Jaco vir die werk wat hy met die diere doen. So ons het gesê dit is donasies en dit word meer aan ons bank word meer soos aan ons debietkant. So sien julle hierso praat hulle van donasies ontvang. So jy gaan sê op die 11de donasies ontvang en dit is jou N2. En jy het R500 ontvang. Okay. Op die 12de sê hulle, Jaco koop nuwe toerusting met die geld wat hy ontvang het. So jou bank word minder aan jou kredietkant. So aan die kredietkant gaan jy sê die 12de en jy het toe met daai geld toerusting gekoop. Dis jou B3 en dit was dieselfde bedrag, jy daai geld gevat, so dit was R500. So partykeer moet jy vorentoe lees, eers te lees wat het gebeur, om te verstaan wat gee die bedrag, want hulle gee nie altyd die bedrag nie. Dan sê hulle hierso, op die 18de, 'n faktuur is van Abigail Kotse uitgemaak vir R1000 ten opsigte van die weeklikse afrigtingslesse. So ons het sê weer 'n keer is afrigtingslesse, so ons weet dit is lopende inkomste, want dit is die werk wat ons doen, die besigheid. Abigail betaal 60% van die faktuur, onthou die totale bedrag is 100.000, so jy gaan sê 100.000 maal 60 gedeel deur 100 en dit werk uit op R600. OK. So, jy ontvang R600 van die R1000 so lank. Weereens, jou bank word meer, so, jy gaan dit hierso skryf aan jou debietkant. Die 18de,
lopende inkomste dis jou N1 en jy het R600 ontvang. Okay, op die 25ste, Jaco onttrek R500 uit die persoonlike gebruik. Ons het gesê onttrek beteken onttrekkings. As ons enigstens hoor van persoonlike gebruik weet ons dis onttrekkings. So, jy gaan nou, ons het gesê bank word minder. So aan jou kredietkant gaan jy nou skryf die 25ste. Jy verloor geld deur onttrekkings. En onttrekkings is jou B2 en dit is R500. Okay, op die 30ste is daar 3 transaksies. So jy moet seker maak jy skryf al 3 transaksies in. Rente R300 op gunstige banksaldo, toe sê ek mos vir julle dis rente inkomste, want gunstig beteken dit is dat jy's nie in 'n verlies nie, jy's besig om 'n wins te maak, so dis heel moontlik 'n spaarrekening wat jy het. En as julle sien daar's rente ontvang is N3. So op die 30ste gaan jy sê rente ontvang N3 is met ander woorde R300. Okay, nou sê hulle 'n deposito van R500 is van Alice Lombard ontvang. Ons het weer gesê dit is lopende inkomste. Weer eens, dit gebeur op die 30ste. Jy kan die 30ste daar weer neerskryf, maar is nie nodig nie. So jy kan sê lopende inkomste. Okay, dis jou N1 en jy het R500 ontvang. En dan is die laaste een, jy betaal jou telefoonrekening, dit word minder, so aan jou kredietkant 30, wat betaal jy? Jy betaal vir telefoon. Telefoon is jou, as jy weer omblaai, dan sien jy, hy is jou N4, so jy gaan sê N4 en dit is R250. Nou, wat cool is met hierdie manier, as hulle vir jou wel al die ander rekeninge gee, kan jy double check. In die algemene grootboek, die dubbel inskrywing reël sê altyd vir elke debietrekening is daar 'n ander kredietrekening. So, jy kan jouself opcheck, as kapitaal gekrediteer word, moet dit met dieselfde bedrag, die R20.000, en op die eerste gedebiteer word. Net so met jou onttrekkings word gedebiteer op die 25ste, dan moet jy kyk aan jou kredietkant, op jou 25ste het jy onttrekkings daar. Dieselfde met toerusting, daar's 2 toerustingbedrae op die 3de en die 12de, en dit was gedebiteer, so nou moet dit gekrediteer word. Sien jy, daar's jou 3de en jou 12de. Lopende inkomste, jy het lopende inkomste ontvang die 1ste, die 5de, die 18de en die 30ste, aan jou kredietkant, nou moet hy aan jou debietkant, die 1ste, die 5de, die 18de en die 30ste, dan weet jy dit is reg. Donasies ontvang, jy het dit die 11de ontvang en dit was gekrediteer, so dit moet nou weer gedebiteer word op die 11de. Presies so met rente ontvang, was die 30ste gekrediteer, so rente ontvang moet nou gedebiteer word op die 30ste. Telefoon word gedebiteer die 30ste, so die 30ste moet dit weer gekrediteer word in bank. So, by al die ander rekeninge, by besonderhede sê bank, maar jy moet in B4, want bank is B4, maar by jou besonderhede in bank, jy kan nie in bank sê bank nie, so jy sê daar vir wat het jy geld ontvang, of vir wat het jy geld betaal, en dan skryf jy sy balansstaat of nominale rekening hier neer, want dit moet kriskras met mekaar. Ons is amper klaar, maar die vraag sê, ons het bietjie vooruitgewerk, want hier so eers by vraag 2, sy gebruik die inligting en voltooi die bankrekening in die algemene grootboek, let wel, moenie die bankrekening saldeer nie, so dit beteken moenie die totale optel nie. Hulle sê nou skryf die titel in die algemene grootboek neer, nou die titel
Jy gaan altyd sê, jy begin altyd met algemene grootboek, dan sê jy van watter tipe wat is die besigheid se naam? Hierdie besigheid is van Jaco se hondeafrigtingskool. En dan sê jy altyd vir watter maand en jaar. So hierdie is vir Junie maand 2024.